Kom ons sê net daar waar jy staan vanmôre vir die Here, dankie. Dankie vanmôre, Here. Dankie dat U my ken. Ons wil U net loof. Here, so kom ons vandag in U heilige teenwoordigheid. Ons kom vanmôre, Here, met 'n dankbare hart. U is waardig om geprys te word, geëer en aanbid te word. Ons erken U as die alleen God, die almagtige, getroue, vol genade vanmôre, Here. Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die Gees wat hierdie diens gaan vul met U teenwoordigheid. Raak elke hart aan. Here, daar waar siekte is, bring genesing. Daar waar seer is vanmôre, Here, bring vrede. En daar waar onrus is, Here, bring vanmôre hoop. Waar daar moedeloosheid is, raak ons aan vanmôre, Here. Maak ons harte ontvanklik vir hierdie woord en verander ons deur U waarheid. Seën elke een vanmôre, Here. Seën elke persoon wat hier by mekaar gekom het. Salf die aanbidding. Lei vanmôre ook hierdie woord, hierdie prediking, en laat alles wat vandag gedoen en gesê word tot eer van U naam sal wees. Mag elke knie in aanbidding buig en elke oor U stem vanmôre hoor. Dit is my gebed vanmôre, Here, en laat U wil geskied in hierdie diens. En mag elke een wat hier weggaan versterk word, vernuwe word, Here, en vervul word met U krag. Ons verklaar vanmôre, Here, dat Jesus Christus die koning is, die koning van die konings. Dankie, Here, die almagtige, vir wonderwerke. Dankie, Here, dat ons weet hierdie diens volkome aan U oorgelaat is. Ons bid dit vanmôre in die magtige, die alleen naam, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Vanmôre gaan jy so 'n bietjie iets met jou selfoon doen, so ek hoop nie jou selfoon is baie ver weggeberg nie. Dis die eerste keer wat ons sal gaan selfone gaan toelaat, maar prys die Here, ons gaan nou 'n bietjie iets oor dit sê. Wat 'n voorreg. Ek moet vanmôre aan die vrouens komplimente gee aan gister se wonderlike lofprysing. Ek is skoon jaloers. Ek weet nie hoe voel julle daaroor. En dink jy ons mans kan dit wen? Sean, I think we must also wear tutus. Kan jy imagine Sean met 'n tutu in die Madiba dans? Ons moet vir jou tande koop. Prys die Here. En hare. Maar ons sal daai pers hare kry, gekleurde hare kry. Ek dink ons kan beter doen, manne. Wat dink julle? Ek dink so, ek glo so. Prys die Here. Nee, dit was 'n seën. Hoe nie 'n mooi woord gebring. Dit was baie lekker. Ek sê daar gister toe Monja by die huis kom, die vuur, dit was koud, die Here moet hierdie koue wegvat. Daar voor die kagel en sy sê, luister, en ek luister, maar die oor wil ook nie luister nie. Maar ja, maar dit was baie mooi. Ons praat in hierdie oggenduur vanmôre oor die wraak behoort aan die Here. Mense, laat ons nooit in ons lewe vergeet dat God die regverdige God is nie. Hy sien alles, hy vergeet nooit. Hy sal op die regte tyd vergeld. Vertrou hom en laat dit aan hom oor. En ek dink in tye veral waarin ons leef vandag, raak dit al hoe moeiliker. En ek wil vir ons 'n pragtige gedeelte lees uit die boek van Hebreërs. Jy kan saam met my blaai na Hebreërs 30 toe. En ons gaan daar 'n groot of 'n mooi stukkie saam deel. En dan gaan ons bietjie nou ook oor iets anders te praat. Hebreërs 10 kom die woord van die Here. Daar in vers 30. Gee vir ons hierdie kraggedeelte. Jy kan saam met my lees ook op die bord. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. En verder, die Here sal sy volk oordeel. Kan ek vanmôre sê, laat die oordeel aan God oor en leef in sy genade.
Ons leef in 'n wêreld, kom ons wees maar eerlik vandag, en ek dink baie van ons sit hierso vanmôre, waar ons elke dag te doen het met die onreg van hierdie wêreld. Elke dag, alledaags, maak nie saak hoe mense daar kyk nie. Mense word verraai, belieg, mishandel, mense word benadeel, mense word onregverdig behandel. En baie kere die eerste reaksie wat ons in ons harte inkom, of wat in ons binneste inkom is, ek sal hulle terugkry, of ek wil hulle terugkry. Ons wil hê dat mense moet betaal vir dit wat hulle aan ons gedoen het. Amen, is dit nie so nie? Maar in Hebreërs kom die woord, in Hebreërs 10, en dit moet jy altyd onthou. Hebreërs 10 kom herinner die Here ons die belangrike waarheid, of een van die belangrikste waarheid van alle tye. God het alleen die reg om wraak uit te oefen. Ons worstel soms met hierdie dinge. Hierdie woorde vanmôre is nie bedoel om elkeen van ons bang te maak nie, maar om ons te leer om op God se regverdigheid te vertrou. Kan ek dit weer sê? Dit moet jou nie bang maak nie. Dit moet jou leer om op God se regverdigheid te vertrou. Wanneer die Here sê, my kom die wraak toe, verklaar dit iets. Kan ek gou vir jou sê wat dit verklaar? Dit verklaar dat God die volle waarheid ken. God ken die waarheid. Hy ken die alleen waarheid. Weet jy wat, ek en jy as mens baie kere oordeel volgens die sien wat ons sien en hoe ons voel. Maar God oordeel anders. Hy oordeel oor die waarheid. Hy oordeel oor die hart. Hy oordeel oor die motiewe. Hy oordeel oor die motiewe van die hart en sy volmaakte geregtigheid. Wanneer ons self wraak neem, maak ons dikwels nuwe wonde. Het jy dit al beleef? God se oordeel is altyd reg. En daarom hoef ek en jy nie vandag regter te speel nie. Ons hoef nie daar te sit en mense te oordeel nie. Baie mense glo dat hulle beter sal voel wanneer hulle iemand terugkry, wanneer hulle ook daai persoon seer gemaak het wat hulle seer gemaak het, of daardie persoon te nagekom het wat hulle te nagekom het. Maar eintlik gebeur die teenoorgestelde. Wraak, weet jy wat doen wraak? Wraak hou bitterheid lewendig. Daarom drink so baie mense uit die bitterheidsbeker, uit die lydingsbeker uit. Hulle kom nie oor bitterheid nie. Dit beteken met ander woorde, dit steel jou vreugde, dit vernietig jou verhoudings, dit maak jou hart hard. Iemand het eenmaal gesê om wraak te neem is soos om gif te drink en te hoop dat die ander persoon sterf. Ek weet dit gaan ook oor vergifnis. Maar onthou, wanneer 'n mens bitterheid het, en dan met ander woorde, dan sê dit ook, jy het nie vergifnis nie. Blaai gou saam met my na die boek van Jesegiel toe. Ek wil gou vir jou daar, dit is nie op die skerm nie, maar uit die boek van Jesegiel, wil ek gou vir jou ietsie lees. Jesegiel 35. Miskien praat die Here vanmôre met jou, en ek hoop eintlik so. Hy praat met elke een van ons. Dit steel vreugde, dit maak jou hart hard. Maar in Jesegiel 36, vers 26 en 27, hoor hierdie pragtige gedeelte. Ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. Hoe verstaan jy die konneksie van hierdie oordeel of regverdige oordeel wat die Here kan sê? Hy sê met ander woorde, ek sal hierdie bitterheid uit jou lewe uit wegneem, want wat anders te maak jou hart hard? Bitterheid. Dit maak jou hart hard. Hy sê ek sal hierdie hart van klip uit julle vlees uit wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Vers 27. En ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. Dit is so mooi.
God wil nie hê dat ek en jy as kind van hom vasgevang moet wees in bitterheid nie. Hy wil hê ek en jy moet vry wees. Totaal en al vry wees. Weet jy, terwyl ek hierdie preek voorberei, en ek het al baie kere in die Pinkstertye, en 'n mens ken die verhaal van Jesus se oordeel, Jesus se kruisiging, en Jesus se onregverdigheid, maar ek wil jou vandag terugbring met 'n nuwe gedagte. Toe hulle Jesus geoordeel het, wil ek vir jou vra, kom ons kyk 'n bietjie, hoe het hy gereageer? Wat sê die skrif? Jy kan saam met my gou op die skerm kyk, 1 Petrus 2 vers 21 tot 23, hierdie is een van die mooistes. Hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Jy sien, as 'n mens kyk na dit, hoe baie kere is daar net bedrog binne in ons mond? Hoe baie kere is ons nie as vriende, of ons is veronderstel om vriende te wees, maar jy praat van jou vriend by iemand anderste. Wat is dit anderste as bedrog? Want toe hy uitgeskel is, die woord sê toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Met ander woorde, aan die Vader. Jesus het ons 'n voorbeeld nagelaat, toe hy so behandel was, toe hy onregverdig behandel was. Kinders, kan ek gou vir julle ietsie sê, julle word geboelie by die skool. Daar is mense en kinders wat met bitterheid in hulle huis groot word, dis niks anders as bitterheid nie. Dis niks anders as bedrog wat in hulle huis gebeur nie, want dit wat by jou huis gebeur, dit wat jy daar doen, gaan weerspieël by die skool, en jy moet iemand anders te seermaak, sodat jy gelukkig in jou hart kan wees, of om jou seer en jou bitterheid weg te steek. Daarom wil ek vandag vir jou sê, pa, daar moet 'n verandering in jou lewe kom, jy moet manne aan toe kom, want God wil met jou werk, God wil met jou praat. Jy's die priester van die huis. Jy's nie die Hitler nie. 'n Hitler doen dit, man. Die Hitler doen dit. Ek is nie bang om pak te kry nie, maar ek het al baie kere gewonder, of die skole nie moet chambers bou nie. Dan as hulle jou kind boelie, dan moet hulle die pa laat skool toe gaan, dan sit hulle jou daar in 'n chamber, saam met daai pa. Dan boelie jy die pa. Nee, stay dit uit. Daai is wraak. Ek lees dan nou net, jy mag nie wraak neem nie, naf. Genade. Sorry julle, vergewe my. Weet jy, daar is geen mens in die geskiedenis wat so onregverdig behandel was soos Jesus Christus. Geen mens. As iemand die reg gehad het om wraak te neem, dan sou dit Jesus gewees het. Kinders, ek wil hê jy moet iets verstaan, onthou dit wanneer jy geboelie word, dan dink jy aan Jesus. Only Jesus. Gee dit oor, en ek gaan nou iets daaroor sê. Maar hy het dit nie gedoen nie, hy het nie wraak geneem nie, hy het ons geleer om nie wraak te neem nie. Jy sien, want in die Ou Testament, op die kliptafels het God die Vader aan Moses hierdie gesê, hy sê, jy mag geen valse getuies spreek teen iemand nie, maar die godsdienstige leiers van tyd, het vals getuig, of 'n valse getuie teen hom ingebring. Matteus 26, 59 tot 61, dit kan jy gaan lees. Wie valse getuies teen hom ingebring? Die godsdienstige leiers. Hulle kon geen ware skuld teen hom vind nie, maar hy het die meeste maal net stil gebly. Hy het nie probeer om homself te verdedig, soos wat baie mense gewoonlik doen, om hulle self te verdedig nie. Hy het net gegaan en sy saak toevertrou aan die Vader. Kyk daar die laaste gedeelte, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel.
Kom ons kyk 'n bietjie verder. Jesus was bespot. So ek wil vandag vir jou sê, jy word bespot. Jy word geboelie. Selfs by die werksplek. Hoor gou, kom ons maak 'n vergelyking. Net soos Jesus bespot was, net soos Jesus verneder was, so gaan jy deur dieselfde. So gaan jy deur dieselfde. Die soldate het hom geslaan. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit. Hulle het op hom gespoeg. Hulle het hom gespot en gesê, groet die koning van die Jode. Hy het nie teruggeslaan nie. Hy het nie sy engele geroep nie, hy kon nie engele geroep het. Maar hy het nie. Hy het gekies om gehoorsaam te wees. Kan ek jou vanmôre motiveer? Kan ek jou vanmôre bemoedig? Hoe moeilik dit ook al mag wees. Kom ek en jy doen dieselfde. Kom ons kies om gehoorsaam te bly teenoor die Vader. Om vry te spreek. Weet jy, daar is een man wat vir my uitstaan uit die Bybel uit. Pilatus. Pilatus het self gesê, ek vind geen skuld in hom nie. In daardie tyd toe hy op die balkon staan, toe hy op hierdie veranda staan, en hy moet in die verte sien dat hy 'n man skuldig laat bevind het. Pilatus het eintlik gekom en hy het sy hande in die water gewas. Hy het gesê, ek vind geen skuld teen hierdie man nie. Kan jy net vir jouself indink wat deur daardie man se kop moes gaan, toe hy Jesus sien met die houtkruis na Golgotha toe gaan? Hy het geweet daar was niks. Weet julle wat is vir my mooi? Aan die kruis bid Jesus vir sy vyande. Hy bid vir sy vyande. Een van die wonderlikste, een van die mooiste gebede wat gebid word aan die kruis in Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En die waarheid van môre is dat ek en jy as kind van God ook geroep word om dieselfde te doen. Om dieselfde te doen. Baie mense dink wanneer ek sê, ek is jammer, ek vergewe, wat gebeur het, dat ek was reg, of wat gebeur het was reg. Nee, glad nie. Vergifnis beteken, ek gee die reg om wraak te neem oor aan God die Vader. Hoor jy? Dis wat dit beteken. Om te sê, ek vergewe, beteken, Here, die wraak wat my sou toekom, gee ek oor aan U. Want U is die een wat wraak moet neem. U is die een wat die wraak op U gaan neem. Dit beteken, ek laat God die regter wees. Ek gaan nie die regter wees nie. Vir my en vir jou kind van God as 'n gelowige is hierdie vers baie goeie nuus. Dit beteken God sien jou trane. Hy sien jou trane. Hy sien elke onreg. Elke onreg. Dit wat die vyand by jou kom steel het, dit wat die vyand by jou kom vat het, dit wat die vyand toegelaat het om in jou lewe te gebeur, sien God. Sien God. Mense, alles gaan nie altyd honkie-dorie nie. Daar is sekere dinge wat God toelaat om ons karakters te vorm. Kan ek asseblief vir jou vra, manne, met die volgende manne aand, ons is so 'n paar manne hier gewees, so komende Woensdag, en ons het 'n baie diep en belangrike onderwerp aangeraak, wat ek graag wil hê, jy moet kom luister. Of dink jy ons moet dit dalk 'n gemeente ding doen? Ek dink dit kan almal baat. Wat dink julle? Ek dink al die gemeente kan kom op 'n Woensdag, want ons sal vir julle sê wanneer. Dan kom luister julle bietjie na die diepte hiervan. Weet jy, ek hou van dit wat God sê. Hy sê, ek sien elke onreg wat aan jou gedoen word, my kind. Hy sê, ek sal nie vergeet nie. Hy sê, uiteindelik sal ek alles regmaak. Hy sê, uiteindelik sal ek laat alles ten goeie meewerk, omdat jy aan my gehoorsaam was, en omdat jy my liefhet en my gebooie bewaar. Ons God is 'n regverdige God. Ons God is 'n vuurverterende, hy's 'n verterende vuur, hy's 'n regverdige God.
Ek hou van hierdie, die Here sê, my kom toe die wraak. Ek sal vergeld. Ek sal vergeld. En ek wil hê jy moet iets hoor, dit is nie 'n uitnodiging om passief te wees nie. Dit is 'n uitnodiging om totaal en al God te vertrou. Te vertrou. Ons hoef nie die las van vergelding te dra nie. En daarom kan ek en jy vanmôre kom en ons kan sê, die onreg, ons laat daarom die onreg aan God oor. Ons vergewe, net soos Christus vergewe het. En ek en jy lewe met die vaste hoop, dat God se geregtigheid uiteindelik sal seëvier. Glo jy dit vanmôre kerk? Glo jy dit? Amen. Ek glo dit. Ek glo dat die Here, as ek en jy volgens die wil van die Here wandel, en ek en jy in ons baan bly, en ons doen wat ons moet doen, dat God se geregtigheid uiteindelik sal seëvier. Het julle dit al beleef? Het julle dit al in julle lewe gesien? Ek bid dit vanmôre in julle lewe toe, dat julle hierdie sal besef. En as jy vanmôre 'n nuwe hart soek, as jy vanmôre 'n nuwe hart soek, dan gee ons vir die Here hierdie wonderlike, of dan kry ons hierdie belofte uit die woord van die Here, daai uit Jesegiel 36:26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste. Kom ons sluit net gou vir 'n oomblik ons oë. Kyk hierso, vanmôre weet ek, kan seker nie met almal op hierdie oomblik goed gaan nie. Hier is mense wat vanmôre dalk sit met wraakgedagtes. Hier is vanmôre mense wat verskriklik seer gekry het. Hier is vanmôre mense wat verskriklik te nagekom is in hulle lewe. En weet jy wat, jy's 'n goeie mens. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy verdien dit nie. Jy vra hoekom? Hoekom ek? Hoekom moet dit met my gebeur? Hoekom moet dit die hele tyd met my gebeur? Staan gou saam met my. Hou vinnig. Moenie eens dink nie, man, staan net. Kom ons blus die gees van die Here nie, laat die gees van die Here in jou werk. Laat die gees van die Here in jou werk. Dankie. Dankie vir elkeen wat staan. Ek ken nie omstandighede nie. Ek wil iemand vanmôre hoor, jy wat staan, en is daar nog iemand is wat wil staan, vat die vrymoedigheid om te staan. Jy moet dalk vanmôre vergewe. Jy het gesukkel om te vergewe. Maar vanmôre gaan jy dit toegee aan God. Jy gaan dit oorgee aan God. Staan gou saam. Staan gou saam. Amen. Dankie. Here, U ken elke een wat staan. Jy staan, moenie sit nie. Staan. U ken elke een wat staan vanmôre, Here. U ken hulle omstandighede. U ken die storms in hulle hart, Here. U ken waartoe hulle nou gaan. Here, U is bekend met elke een van hulle. Eerstens, Here, wanneer hulle dit dalk self in hulle lewe probeer regstel het, miskien die wraakgedagtes. Here, kom ons vanmôre en ons bely dit voor U. Ek dink ons is al baie kere daar waar ons self skuldig staan voor U. Wanneer ons baie kere self verwondering in ons harte het en in ons gedagtes oor dit wat mense doen aan ons. Die seer wat mense ons berokken, omstandighede, dinge wat ons nie altyd verdien nie, ons vra hoekom. Hulle wat staan vra hoekom, die vergifnis, die ongereg wat aan hulle gedoen is, Here. Maar wanneer ons in ooreenstemming kom met U, Here, kom ons nou en ons vra dat, soos wat U woord vanmôre vir ons gegee het, en al is hierdie skrif vanmôre net vir hulle wat staan, wat saam met hulle vat, Jesegiel 36 vers 26, Here, dat dit so sal wees. Ek bid dit vanmôre, ek weet U wil dit vir hulle gee. U gee die begeertes van ons hart vir ons. Geef hulle 'n nuwe hart. Geef hulle 'n nuwe gees in hulle binneste. Here, haal daai klipharde hart uit hulle vlees. Neem dit weg uit hulle vlees. Here, gee weer U gees van liefde, krag, selfbeheersing terug in hulle lewe.
weer daardie sagte omgee hart. 'n Hart wat vanmôre kan sê, ek spreek vry, ek vergewe jou. Ek maak los. Dankie vanmôre, dat U so getrou is aan elkeen van ons. En dit is vanmôre ook my gebed, Here, en my gebed alleen, in Jesus naam. Die mooiste naam bo elke naam. Omdat Here U dit wil doen, omdat U dit vir meer as baie mense wil doen, weet ek vanmôre, Here, U so getrou om op te daag in elke een se lewe, om dit vir hulle te gee. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Gee my net gou 'n geleentheid om bietjie hierdie 6 selfone vir iemand weg te gee. Nee, ek spot. Ek moet hulle eers by iemand steel. Ek het vanmôre 'n baie dringende versoek in my hart en ek wil graag hê jy moet deel wees van hierdie versoek. Gee my gou 'n geleentheid om hierdie evangelie, kan ons dit vanmôre noem 'n evangelisasie uitreiking met 'n selfoon. Het jy jou selfoon? So jy vat jou selfoon vanmôre. Nee, jy hoef dit nie nou te doen nie. Ons gaan nou met nagmaal hou ook. Dan stel jy jou selfoon op 2 minute oor 11 elke dag. Laat jou alarm afgaan. Elke dag 2 minute oor 11. Maar jy gaan dit stel en jy gaan hierdie boodskap vir iemand gee, jy gaan hierdie evangelie vir iemand deurgee, want jy sien wanneer ons begin om hierdie dinge te doen, dan gaan ons sien waaroor dit gaan, want Lukas 11 vers 2 sê vir ons, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, en dan bid jy hierdie, 2 minute oor 11, laat U wil geskied. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So wanneer jy besig is, al sit jy in 'n vergadering en jy sien, tjir, jy gaan jou foon af, dan sê jy, Here, laat U wil geskied. Want hier so teen 11 uur in die môre, dan het jy al 'n bietjie 'n storm van 'n dag gehad, dan dinge begin deur mekaar raak. En as jy tyd het, dan bid jy, dan sê jy, Here, laat U wil geskied vir Nou Limits Gesinskerk. Laat U wil geskied vir my en vir my familie, Here. Laat U wil geskied in my werksomstandighede, in Suid-Afrika. Elke dag van jou lewe, 2 minute oor 11, bid jy hierdie volgende. Want jy sien, wanneer ek dit doen, en jy dit doen, en die volgende een dit doen, is dit 'n kringloop, en dit word 'n groot kringloop, en ons gee die eer aan God, en wanneer ons begin bid, en dan begin ons ook te manifesteer in die geestesrealm, en jy gaan sien, hoe gaan dinge begin gebeur, selfs in jou eie lewe. Vat die eerste week, vat die eerste 2 weke, laat dit in jou eie lewe gebeur. Laat God se wil in jou eie lewe geskied. Dit beteken dat ek en jy in ons baan sal bly. Maar ek wil nie hê jy moet dit net vir jouself hou nie. Ek wil hê jy moet dit uitsprei na buitekant toe. Jy moet dit vir mense vertel elke dag. Maak nie saak waar jy is nie. Al is jy iewerste, net hierdie woorde, laat U wil geskied. U wil geskied. Sal julle dit doen? Sal julle dit doen elke dag van julle lewe? Let your will be done. Laat your will be done. Elke dag van ons lewe. Ek dink dit is iets moois wat ons kan doen. Lukas 11 vers 2. En Here, wanneer ons bid, dat ons hierdie volgende sal sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Want ek wil vir jou sê, wanneer God se wil in jou lewe geskied, sal jy sien hoe ander dinge verander. Jy sien, jy maak 'n verskil, want jy dalk 'n vriend in Natal, jy het 'n vriend in die Kaap, jy het baie familie iewerste, jy sien en so versprei jy dit en jy gaan uit en jy gaan gee dit vir hulle. Wendy, kan julle hierdie sommer net op ons kennisgewing groep sit en dit sommer net op die Facebook sit oralste, dat die mense dit kan share en dit vir hulle kan deel, dat hulle kan sien, so dit is 2 minute oor 11, presies 2 minute oor 11, want weet jy wat gaan gebeur? Elke dag, my foon gaan af, gaan 2 minute oor 11, en jou foon gaan af 2 minute oor 11. En Fred, jou foon gaan 2 minute oor 11. En weet jy wat, elke een van ons se fone wat 2 minute oor 11 aangaan, gaan presies dieselfde gebed bid. Door die Here. 2 minute oor 11 is
Jy gaan nou sien my foon gaan afgaan. Kom ek preek tot 2 minute. Amen. So sal ons dit so doen. Laat U wil geskied, Here. Ons dank die Here daarvoor. Ek dink dis tyd dat ons autoriteit begin terugneem. Dis tyd dat ons iets doen. Dis tyd dat ons weer begin glo. Laat U wil geskied. Wat beteken dit? Dit verander ons geloofslewe. En wanneer ons geloofslewe kom, verander dit ons gebed. Gebed en geloof loop saam. So volgende Sondag mag ek dit weer sê, want hier's 'n paar mense dalk nie hier nie. Dankie Jesus vir almal, lekker vol vanmôre. Dankie dat julle hier is. Maar julle gaan ook hierdie uitdeel vir mense. Julle gaan dit ook vir mense sê en verduidelik. En so sal dit wees. Laat U wil geskied.